Nou ja, nou kan ons aangaan. Ouens, nou ja, ek gaan afsit, anders maak julle my baie de mekaar. Dan moet ek begin vra tussenin. Comment settings, right, allow comments. En dit gaan sommer die ouens sif. Nou ja, goeiemiddag almal. Ja, dis 4 uur. Dit is vandag die 26ste Junie. En ek wil gou met julle praat oor die oorloë in Openbaring. Ekskuus tog. Die oorloë in Openbaring, daar's verskeie oorloë in Openbaring. En die hele samestelling van Openbaring is nie 7 jaar nie. Ek dink dis seker een van my grootste krisisse wat ek het met mense, is dat hulle sê, luister maar, Openbaring is net 7 jaar lang. Openbaring gaan oor die groot verdrukking, en dis net 7 jaar, en iewers in die 7 jaar gaan ons weggeraak word, en moenie worry nie, die res van Openbaring maak nie eintlik saak nie, want ons gaan nie hier wees om dit te beleef nie. Nou dit is 'n groot mistasting. So ek het gedink, laat ons bietjie praat oor Openbaring, en ek wil begin by Openbaring 13. Openbaring 13 is 'n sleutel, 'n belangrike sleutel om 'n deel van die waarheid van Openbaring oop te sluit. Nou, ek het Daniël baie mooi uitgelê, en ek het baie Daniël leringe, seker maklik 20 in totaal, so ongeveer 20 ure, want Daniël is 'n baie belangrike en 'n baie interessante boek. En ek het, vader het na my toe gekom, en toe sê hy vir my, jy moet Openbaring gaan uitlê vir die volk. Toe dink ek, maar ek sien nie kans vir Openbaring nie. En ek het gaan soek vir iemand, is daar nie dalk mense wat klaar van Openbaring verstaan nie? En dan kan ek nou net hulle leerlinge oorgooi vir my groepe, en vir die mense wat op my WhatsApp groepe is, en dan luister ons na daai persoon se uitleg, en man, dan is ek is reg, ek het aan my deel gedoen. En toe ek begin luister, en ek begin lees, toe kom ek agter, maar dit wat die ouens sê, staan nie in die Bybel nie. En dit wat hulle sê, stem nie ooreen met Daniël nie. En as jy Daniël nie verstaan nie, wel, dan gaan jy Openbaring nie verstaan nie. So, waar sluit Daniël aan by Openbaring? Want Daniël gaan Openbaring vooraf. Reg, hulle oorvleuel so klein bietjie. Maar Daniël gaan Openbaring vooraf. Daniël gaan oor die gebeure van die laaste 2700 jaar. Kom ons maak dit minder, 2500 jaar, 2600 jaar. En ek sal verduidelik ook hoekom ek dit sê. So, dis wat Daniël doen. Nou, daai koning, dis 'n koning, Nebukadneser, almal ken die storie van die koning van Babylon. Hy gaan en hy het hierdie besondere droom van die Daniël beeld, en dis baie interessant, dat God aan 'n afgodsbidder, 'n afgods gelowige, hy glo in afgode en in Baal, en ja, God vat daai man, en hy gee hom 'n belangrike droom. En daai droom is so belangrik, dit het die weg van die geskiedenis bepaal vir die laaste 2600 jaar, give and take. So belangrik is daardie droom. Het dit van Nebukadneser nou 'n sogenaamde gelowige gemaak? Nee. Die rede hoekom God dit vir hom gegee het, is sodat God vir hom gewys het, Vader wou vir hom wys, wanneer het die koninkryke begin behoort aan Satan, en van wanneer af tel ons, dat ons sê, maar hierdie koninkryke op die aarde behoort aan Satan, en wanneer sal dit eindig? Dit is waaroor die Daniël beeld gaan, is om vir ons te wys, waar begin hierdie dinge eindig? Want dit gaan oor verstrooide Israel. So verstrooide Israel is verstrooi onder Assirië en toe Babylon, en alles wat daarna gekom het. Nou, interessant, die Daniël beeld begin nie by Assirië nie. Hoekom nie? Die Daniël beeld begin by Babylon. Why not? Ek meen, voor Assirië was Egipte 'n wêreldryk. Ek meen, is dit ook nie belangrik nie? Ja, maar dit gaan hier oor die verstrooide Israel. So teen die tyd dat Babylon, Juda en Benjamin wegvoer, toe is al 12 stamme in verstrooiing. En van daar af is al 12 stamme in verstrooiing, en sal hulle in verstrooiing bly, totdat ons hier by die voete koninkryk kom.
tot dan sal ons by hierdie verstrooide Israel wees. Israel is nog nooit verenig nie, hulle is nie in 1948 by mekaar gemaak nie, dis wat die Rothschilds in die Britannia het die Joodse staat gestig. Dit het met Israel net mooi niks uit te waai nie. Die Israel van die Bybel, die verstrooide Israeliete, het miljoene mense geword, soos God gesê het, miljoene, nie 15 miljoen nie, nie 16 miljoen nie, die Jode is nie meer as 16 miljoen nie, ek het nou die dag getalle gaan kyk. Die blanke volkere was op 'n stadium oor 1 miljard. So, meer as 1 billion people. Hulle was eintlik veel meer as dit. Maar nou moet jy gaan dink, 40 miljoen mense is dood met die Tweede Wêreldoorlog. Kom ons sê, dat net die helfte van daai mense wat dood is in die Tweede Wêreldoorlog, 20 miljoen, was blankes. Weet julle hoeveel babietjies kan 20 miljoen mense maak, as hulle nie gesterf het in die Tweede Wêreldoorlog nie? Baie babietjies. So ja, die Jode het met die oorloë wat hulle oor die wêreld gebring het, vanaf die Eerste Wêreldoorlog, eintlik al van die Anglo-Boereoorlog, tot en met nou, het hulle die blanke populasie probeer verminder. Dit is die Joodse grootste doelwit is om die blanke populasie totaal van die wêreld af te vee. Daar mag nie blankes op die aarde oorbly nie. Net Jode en die gekleurde rasse mag oorbly. So, die Jood kan die gekleurde rasse en selfs Islam beheer, maar hy sukkel om die blanke te beheer. Naas die feit dat die blanke baie keer die Christelike geloof gedra het. So dit is baie problematies. Nou, ek ons weet die Jode haat Jesus. So nou moet ons verstaan. Daniël het alles te doen met die koninkryke wat oor verstrooide Israel sal heers totdat God hulle bymekaar maak. Dit is waaroor die Daniël beeld gaan. En die Daniël beeld sê hulle vir jou is net 5 koninkryke. Dan tel hulle sê vir jou wel Babylon en dan die Mede en die Perse en dan die Grieke en dan die Romeinse pausdom wat die 4de koninkryk is. Dan sê hulle goed en dan die enkels is die 5de koninkryk sê hulle en hulle sê daar's net 5 koninkryke. Dis nie waar nie. Die beeld van Daniël het 8 koninkryke. 8 koninkryke, baie duidelik eintlik binne in hom. As jy mooi gaan lees, dan gaan jy dit optel. As jy luister na wat die ouens daar op YouTube leer, dan gaan jy het verkeerd lees. Dan gaan jy nie elke keer by 5 uitkom. En dan sukkel jy, want dan gaan jy nie Openbaring 13 verstaan nie. Nou ja, in Openbaring lees ons van die dier wat uit die see uitkom. Hy het 7 koppe en 10 horings, en op sy horings is 10 krone, en op sy kop 'n naam van godslastering. En die dier wat hy gesien het, lyk soos 'n luiperd, en hy het pote soos die van 'n beer, en sy bek is soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, sy troon en sy groot mag. Maar hierdie dier wat hy hier vir jou beskryf, het 8 koppe. Nou gaan die skrif, en hy verduidelik nie vir jou dadelik, daar's 8 nie. Hy sê daar's 7 koppe. Maar as jy Openbaring 17 gaan lees, dan lees jy, maar hier is iets nie lekker nie, want hier in Openbaring 17 praat hy van die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings, 5 het geval, en 1 is, en die ander 1 het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly, en die dier wat was, en die is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. So daar is 8 koppe, jy sien, en dis iets wat baie mense mislees. Maar in Openbaring 13 hanteer hy die 7 koppe en hy hanteer eintlik die 7de kop. Dit is hoekom hy nie daar by Openbaring 13 karm met 'n 8ste kop nie. So hy gaan praat oor die 8ste kop eers hier in Openbaring 17. Reg. So in Openbaring 13 sien ons 'n dier. En 'n dier het te doen met groot koninkryke, sterk koninkryke. Dit is wat 'n dier is, reg. En dit verwys, daai 8 koppe, verwys na die 8 koninkryke, wat eintlik in die Daniël beeld is. So wat jy moet doen is, jy begin met die Daniël beeld. Jy sê wel, die eerste kop is Babylon, die tweede kop is die Mede en die Perse, die derde kop is Griekeland, die vierde kop is die pausdom, wat 1260 jaar regeer het. Dit sê, die Bybel gee vir ons die getal, ons hoef hom nie uit te dink nie, staan in Openbaring 12, en
Goed, maar nou sit ons, wel wat nou van 5, 6 en 7, nou wie's hulle? Nou as jy na hierdie kenmerke gaan kyk, van al 4 hierdie koninkryke wat ek nou net genoem het, was hulle almal superpowers. Hulle was groot koninkryke, hulle het geregeer oor groot dele van die Midde-Ooste, selfs dele van Afrika, bietjie in Europa en so aan. Hulle het geregeer oor verstrooide Israel. Dit is 'n kenmerk van hulle. En hulle was almal groot, sterk militêre magte. En wanneer hulle in beheer was, wel, dan het hulle alles oorheers, totdat hulle krag getaan het, totdat hulle intern so verrot geraak het, dat hulle in mekaar stort. En dan is daar 'n ander koninkryk wat kom, wat al 'n sterk militêre opbou het, en hulle oorneem. So, na die pausdom geval het in 1798 na Christus, na 1260 jaar wat hulle regeer het, wie was toe die superpower in die wêreld? Want teen daai tyd was die Vatikaan intern verrot, hulle is bankrot, Berthier, wat een van Napoleon se generaals is, gaan gryp die paus, pluk sy seelring van sy vinger af, dit is sy autoriteit, en gooi hom in die tronk, en daar is hy dood dan. Reg, en dit lyk of die Vatikaan min of meer sy mag verloor het. So wie het in sy plek opgestaan? Brittanje. En dit kan jy gaan korreleer, gaan soek dit wat Deborah vir jou vandag sê, want baie mense verstaan nie en hulle glo nie wat ek vir hulle sê nie. Brittanje was 'n superpower al hier van die 16de, 17de eeu af, begin ons sien dat hy hier 'n geweldige opmars het, want hy het hierdie geweldige sterk vloot gehad. Op 'n stadium het Spanje teen Brittanje opgestaan en probeer want Spanje is eintlik die Katolieke, en is 'n sterk Katolieke basis gewees, so hulle wou die mag terugvat van die Britte af, waar die Britte dan hierdie protestante stelsel in plek gebring het, maar hulle kon nie. Onthou julle die storie van die Spaanse armada, en die wind het toe verkeerd gewaai, en iewers along the way het die bote aan die brand geslaan van die Spanjaarde, en dit was toe die einde van die groot oorlog daar in die Engelse kanaal. En die Britte het suksesvol daar oorgeneem. En die Britte het 'n empire geword, soos min in die wêreld. Baie kolonies ingebring en opgegobbel en ingeneem, en tot vandag toe is Brittanje 'n empire. Maar Brittanje is nie meer 'n superpower nie. Dat hy baie sterk houvas het, veral met sy intelligensie, met MI6, met sy intelligensieaktiwiteite, is waar, veral ook met die Joodse bankiers wat gesentreer is in die City of London. Hulle het baie mag, want die geld is gestoor in daai offshore bank accounts van baie Jode, die Jode daar gaan stoor, en die Britte het gesweer, hulle sal dit oppas, so dit maak hulle 'n redelike sterk mag om mee rekening te hou. Maar Brittanje het gevou hier om en by 1917, na die Eerste Wêreldoorlog, toe is hulle kapot. Hulle was eintlik al kapot met die Anglo-Boereoorlog. So met die gevolg is, teen 1917 was hulle bankrot, en daar staan 'n nuwe superpower op. So, dis nou die 5de koninkryk. So wat kom die 6de koninkryk? Wie is die superpower? Daai superpower wat dan opstaan is, die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke. En niemand kan sê, hulle was nie 'n superpower. Hulle was 'n superpower vir iets so 70 jaar, tot hier om en by 1989, toe hulle intern so korrup en verrot en bankrot geraak het, dat hulle ineengestort het, hier om en by 1989, en kort daarna, en die Berlynse muur is afgebreek. Soveel mag het hulle gehad, dat hulle die helfte van Europa opgegobbel het, en opgevreet het, en oorgeheers het. En ewe skielik kon Duitsland verenig. Ek was 'n jong meisie in daai tyd, dit was groot stories. Duitsland is verenig in daai tyd, die Russiese Federasie het ontstaan, baie van hierdie republieke, lande wat onder die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke was, het hulle soevereiniteit teruggekry met hulle eie regerings, en het weer volkere geword. Ja, so, hulle het opgehou bestaan. Die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke het opgehou met bestaan, as 'n superpower. Nou? Maar, wie neem toe by hulle oor? Wie is die 7de kop? Die 7de kop is die VSA.
En die VSA begin min of meer regeer, kan ons sê 1990, en mense het nou gedink, nou sal daar 'n wonderlike vrede oor die aarde neerdal, maar dit het toe nou nie gebeur nie. Omdat die VSA onder beheer is van die Joodse lobby, en die Joodse lobby van daardie tyd geweldig baie mag gekry het oor die presidente van die VSA, en weet jy hoe kry hulle mag? Deur middel van die honeypot operations. Nou, hoe werk die honeypot operations? Dit het alles te doen met hierdie presidente en so aan word betrokke gemaak by underage meisies en dogtertjies en seentjies, en daar word foto's van hulle geneem, en so aan in video's, en wat dan gebeur is, hierdie goed word teen hulle gebruik. Reg. Hulle het probeer met John F. Kennedy, hulle kon nie hom onder hulle beheer kry nie, dis hoekom hulle hom vermoor het. Vandag weet ons die Jode het hom vermoor, en die CIA het dit toegesmeer, die inligting het uitgelek. En jy kan sien hoeveel keer die woord Israel, naamlik die Joodse staat, kom so baie in daai geskrifte voor, dit is om jou hande mee saam te slaan. Wat sal die Joodse staat te doen het met JFK? Dis 'n goeie vraag. En dit het daarmee te doen dat hulle hom vermoor het. Ja. Goed, hulle kon hom nie beheer nie. Hy wou nie toelaat dat hulle hom beheer nie. Toe maak hulle hom dood. Toe sit hulle Johnson in, en Johnson was 'n puppet. En almal daarna is puppet. Met Reagan het hulle bietjie gesukkel, en dis toe hulle ook probeer het om hom te vermoor. Hulle het hom ons raak geskiet, en hy het dit toe oorleef, en van daar af het hy min of meer in sy spoor getrap. Bill Clinton, weet ons almal, hy het 'n Joodse meisie gehad daar in die Oval Office, en hulle het vreeslik lekker gekuier daar, in so 'n mate dat hulle hom, dat die inligting op 'n stadium uitgelek het, want ou Clinton wou nie saamspeel nie, en toe wou hulle hom impeach, en hulle het al sy vuil wasgoed gaan uitwas, oor die Joodse girlfriend wat hy gehad het in die Oval Office. En van daar af is dit van bad na worse. So, die Bushe lyk maar net so vrot, en die Bushe het hulle krag en mag gekry deur middel van, hulle is deel van die Skulls and Bones, diep in die Illuminati besig, en hulle het baie sterk ooreenkomste met Joodse maatskappye, en selfs Arabiese maatskappye, die Saudis, en hulle is dikke pelle. So dit is hoe hierdie VSA regering, die superpower begin lyk het. En ons kry dit dan nou tot en met vandag toe, is dit 'n vrotspel. En daar het ons gesien met Donald Trump, toe Bibi Netanyahu vir hom sê, luister, wil jy nie maar 'n bietjie gaan help bom daar in Iran nie? Ons het nou die oorlog begin, maar wil jy hom nie net vir ons klaarmaak nie? Nou ja, toe doen hy dit. En Iran is nie 'n bedreiging vir die VSA nie. Iran is 'n bedreiging vir die Jode. Want die Jode kan nie 'n sterk Iranse staat bekostig nie, want hulle is van plan om die hele groot deel van die Midde-Ooste in te palm. So, hulle kan nie dit toelaat nie, want Iran gaan op 'n stadium wal gooi en sê, hoor, julle kan nie Sirië inpalm en Irak inpalm, en nou vat julle nou sommer al die dele oor nie. Dit is die Jode is van plan om dit te doen. So, en natuurlik, daar's baie belangrike myne in Iran, soos Iran myne, daar's belangrike myne. So die plan is om van Iran te maak wat hulle met Irak gemaak het. Naamlik, dis 'n failed state. Die mense, die ekonomie wat daar opgerig is 'n sogenaamde westerse ekonomie. Die olie word leeggedra daar na die weste toe. Die mense in Irak het nie meer die voordele van hulle eie bronne nie, en hulle het vlugtelinge en ekonomiese vlugtelinge in hulle eie land geword. Libanon lyk dieselfde, Jordanië lyk dieselfde, Egipte lyk dieselfde. Die VSA het 'n baie sterk houvas op Egipte en Jordanië. Hulle hou hulle ekonomies staande met die belastinggeld van die Amerikaanse belastingbetaler. So Jordanië en Egipte kan niks sê teen die Joodse staat nie. Dan sê die VSA, luister, ons gaan julle geld wegvat, hoor. So, daarom bly hulle stil. Reg, hulle is soos klein skoothoentjies agter die Jode in die VSA aan. Reg, so dit is wat ons nou sien. Ons sien hierdie 7 koninkryke. En ek kan nou meer hieroor uitbrei, maar ek wil hê julle moet dit verstaan. As jy daai verstaan, dan kan jy nou aangaan. Nou sit ons hier op die einde van tye, die 7de kop is in regering van 1990 af, dit is hoeveel jaar? 35 jaar? Nou ja, gaan hy dan nou 70 jaar regeer? Gaan hy 1260 jaar regeer soos die Vatikaan? Nee.
As ons lees hier in Openbaring 17, dan sê hy sê, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is, en die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Nou hierdie vers het niks te doen met Johannes nie. Hierdie vers het te doen met die Joodse staat, en die herstel, of die inwerkingstelling van die Joodse staat, die Zionist entity, daar in 1948, dis waaroor hierdie vers gaan. Ek gaan hom gou vir jou verduidelik. Hy sê daar, die 7 koppe, is 7 berge, is 7 koninkryke, so 7 superpowers, hy sê dit. Nou, dan sê hy, 5 het geval, so hulle is nie gelyktydig nie, 5 het geval, 1, 2, 3, 4, 5, dan sê hy, en 1 is. Onthou hy beskryf die koms van die Joodse staat, hy beskryf die koms van die hoer op die dier, en hoe doen hy dit? Hy sê vir jou, van hierdie 7 konings, het 5 reeds geval, en 1 is. So hulle regeer nie gelyktydig nie, hulle neem met mekaar oor, hy sê dit vir jou. So, wanneer is die Joodse staat gestig? In 1948, in die tydperk van die 6de kop. So wie het regeer? Wie was die 6de kop? Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke. So in die tyd van kommunistiese Rusland, het daar 2 belangrike dinge tot stand gekom. In 1948 die Joodse staat, wat die hoer op die dier is, en in 1929 het die Vatikaan, die pausdom, mag teruggekry. Nie as 'n superpower nie, maar as 'n hidden hand. Die hand agter baie belangrike politieke besluite en oorloë en so aan. En die Jode en die Vatikaan is op hierdie stadium nog in 'n alliansie. Hulle is nie noodwendig baie lief vir mekaar nie, maar daar is baie sterk samewerking vir sekere gemeenskaplike doelwitte. Ons sal sien dat dit later verander. Reg. So hy sê, hulle 7 konings, 5 het geval, 1 is, en die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. So gaan hy lank regeer? Nee. 35 jaar dink ek is min of meer sy limits. Om presies te wees, na aanleiding van die gebeure met Rusland, China, Iran, die opkoms van die Global South, die BRICS-nasies, sien ons dat die VSA se mag en krag besig is om te taan, veral ekonomies. Dit is nie meer 'n ekonomiese sterkpunt in die wêreld nie, en NAVO wat saam met die VSA staan, dit lyk sleg in Europa, want NAVO en die VSA het Europa gesaboteer. Reg, maar goed, kom ons kom terug. Reg, so as ons bietjie kyk na die oorloë in Openbaring, dan begin Openbaring met hierdie een in Openbaring 6, naamlik die wit perd en hy wat daarop sit het 'n boog en dan hom 'n kroon gegee en hy het uitgegaan as oorwinnaar om te oorwin. So wie is dit? Dit moet die 7de kop wees. Die koning van die noorde, ons sal nou lees waar praat hy daarvan, en hy is 'n oorwinnaar. Hoekom? Want hy is 'n superpower. Hy het oorgeneem by die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke en hy het uitgegaan as 'n superpower, as 'n oorwinnaar. En het hy baie oorloë geveg? Ja. Kom ons stel. Hulle het in die Balkans, weet ek, het hulle op 'n stadium gebom, hulle het Servië gebom. So hulle was betrokke by daai oorlog in Tsjechoslowakye, daai area. Hulle is nou betrokke in die oorlog in Oekraïne. Irak het hulle onleefbaar gemaak. Afghanistan was hulle 20 jaar in, en na daar 20 jaar om teruggegee vir die Taliban, na triljoene dollars, en baie seuns en dogters wat dood is daar. Sudan, Somalië, daar's 'n oorlog in Jemen nou die dag nog gewees, Libië, reg, oral hierdie plekke, Sirië, was die VSA betrokke, en ons sal sien dat in die komende maande, ek praat nie eens van Iran, ek het hom vergeet, in die komende maande sal ons sien dat die VSA betrokke raak, ook by 'n oorlog in Turkye. Naas die feit dat hy op 'n stadium gaan betrokke raak by 'n oorlog teen Rusland, 'n direkte oorlog teen Rusland tussen Russiese en Amerikaanse troepe. Dit sal ons sien, ons sal dit ook sien hier in Afrika. So, dit is wat hy van praat, want Openbaring 6 gaan oor die 3de wêreldoorlog. Dit is waaroor Openbaring 6 gaan. Reg, ek gaan nie kan klaar kry met alles wat ek wil sê nie, so, ek gaan kyk hoe ver ek kom, en dan sal ons 'n tweede deel maak.
Reg, so, en dan praat hy van die tweede seun is oopgemaak, en 'n ander perd, 'n vuurrooi, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. So, daar is 'n opkoms van 'n volgende mag, 'n volgende superpower, is besig om in plek te kom. Dit is wat ons hierso sien. En hierdie superpower, wat ons hier sien wat in plek kom, wie is hy? Kom ons kyk of ons kan uitvind wie is hy. Hierso staan, en die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. So ons sien dat daar is 'n 8ste kop wat in werking kom. Maar hierdie 8ste kop is interessant. Hy kom uit die afgrond en hy vaar na die verderf. So ons het nie hier te doen met 'n mens nie. Ons het hier te doen met 'n gevalle engel. Reg, is nie 'n mens nie. Nie een van ons kom uit die afgrond nie. Glo vir my. Reg, ons het hier te doen met die ster wat uit die hemel uitgeval het van Openbaring 9. Praat hy van dit. Ja, praat hy Openbaring 9 daarvan. So, en hier beskryf hy vir ons 'n oorlog wat besig is om te kom. Die 7de kop is besig om ineen te stort, maar hy wil sy krag en sy mag behou. Dit is die koning van die noorde. Wie is die koning van die noorde? Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO, wat Europa insluit, Duitsland, Brittanje, Frankryk, VSA, Kanada, Nieu-Seeland, op die ouene sal dit Suid-Afrika ook wees, Australië, almal is deel van hierdie koning van die noorde. Reg. En dan kry ons die koning van die suide. Reg? Wie is dit? Dis die Global South. Dis hulle naam. Hulle noem hulle die Global South. Dis die BRICS-nasies. En hierdie BRICS-nasies is nou Rusland en hierdie klomp Suid-Amerikaanse state. Suid-Afrika is nou nog 'n BRICS-nasie, binnekort sal ons nie meer een wees nie. Dan kry ons China wat by hulle aankom, Iran, en ons sal sien hoe moslemstate op 'n stadium hulle verenig agter die Russe. En hierdie state soos Kazakhstan en Oezbekistan en al daai state wat eintlik ou state van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke is, sal op 'n stadium deel raak van hierdie koning van die suide. En ek wil vir jou wys net waar praat hy van die koning van die suide. Hy doen dit hier in Daniël 11. So in Daniël 11 begin hy praat van 'n koning van die suide en 'n koning van die noorde. En dan sê hy hier op die einde, hy sê maar in die tyd van die einde, sal die koning van die suide met hom, dis nou die koning van die noorde, in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Hy sal ook gaan staan in die pragtige land, hy sal kom in die pragtige land is Europa, en baie sal struikel, maar hierdie sal uit sy hand vry raak, Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. Wie is die Moabite en die Ammoniete? Dit is die Saudis, dit is Qatar, dit is Bahrein, dit is die Moabite en die Ammoniete. Reg. Die Edomite is die Jode. So uit NAVO se hand kry ons Edom en Moab en Ammon. En dit is interessant, die VSA en NAVO, wat hulle eintlik verteenwoordig, hulle het gaan vlerk sleep daar by die Saudis. Onthou julle dat voordat hierdie drama begin het met Iran, het Trump baie agteraf kastig gepraat van vrede, en toe by die Saudis gaan mooi praat en verhoudinge herstel, en hy het groot hoeveelheid wapenkontrakte by hulle gekry. So hulle gaan die VSA betaal vir wapens, groot hoeveelheid wapens. Hoekom? Sodat hulle ingetrek kan word by die koning van die noorde, naamlik by die VSA en NAVO, wanneer Rusland, China en al hierdie dinge mooi aan die gang kom. Dis hoekom die Saudis en die Iranese nie langs dieselfde vuur sit nie. Want die Saudis is eintlik nie Islamiete nie. Die Saudis is meelopers van die Jode. Hulle en die Edomite loop saam. Dan kry ons natuurlik die Turke ook. Die Turke praat teen die Joodse staat, maar op hierdie stadium help hulle om die Joodse staat te voorsien van olie via Azerbaijan. Daai pyplyn loop daardeur. Erdogan kan vandag die Jode se kele afsny deur eenvoudig die olie af te sny. Dan is dit tickets, want die Joodse staat het nie sy eie olie nie.
Maar op hierdie stadium is Erdogan deel van NAVO, maar hy begin baie snaakse geluide maak. En daarom sal ons sien dat die VSA ook van Erdogan ontslaa raak en 'n puppet government daar in plek sit wat NAVO ter wille gaan wees. En dit is hoekom Siener sê dat Rusland deur Turkye storm tot in Palestina. Maar hoekom gebruik hy dan nie net die weg nie? Hoekom ry hy nie net hierdeur? Ek meen, daar is plek. Daar is die Bosporus stryds. Daar is so plekkie. Jy kan mooi daar deurry met 'n boot. Kan jy al jou skepe kan jy vat vanaf die Swart See deur tot in die Middellandse See. Jy het nie nodig om met Turkye te beklei nie. Jy het nie nodig om deur Turkye te storm nie, Rusland. Praat mooi, dan ry jy deur die Bosporus stryds. So wat gaan daar gebeur? En dis iets wat nie net ek sê, dis iets wat die Griekse ortodokse kerk het 'n paar interessante priesters gehad deur die laaste paar jare wat al oorlede is, wat baie interessante voorspellings gemaak het oor hierdie ding dat Turkye deur Rusland totaal verwoes sal word, dat Istanbul ook verwoes sal word, dat Rusland Istanbul sal teruggee aan die Grieke en dit sal weer Griekse eiendom word. Onthou, Istanbul sit so oor 2 dele, nou, so aan die kant van die Bosporus stryd en aan die kant van die Bosporus stryd. Maar dit was in die ou dae Konstantinopel, totdat die moslems dit gevat het. Nou, so ons sal sien dat Turkye ook val deur middel van die VSA, en dan sit hulle 'n puppet government daarin, en die eerste ding wat daai puppet government doen is, hy maak oorlog met Griekeland oor 'n 6 myl area waaroor hulle stry, wat iewers in die Middellandse See is. Dis 'n 6 myl grens waaroor daar nou nog 'n stryery is. En ek dink ons sal ook sien dat Cyprus terugval na die Grieke toe. Op hierdie stadium behoort Cyprus aan Griekeland aan die kant en aan die Turke aan daai kant. Dis 'n ou klein eilandjie. Hoe dit ook al sy, ek weet daar is 'n groot Britse basis in Cyprus, maar hy is nie in die Turke se kant nie. En daai Britse basis word gebruik vir die Jode vir van hulle aktiwiteite. Ek sien Erdogan het op 'n stadium daaroor gekla. Ons gaan sien dat Erdogan in hierdie tyd meer militant raak. Reg. En miskien besluit om sy alliansie te swaai na Rusland toe. En dan is 'n tickets met hom, dan gaan hulle hom lig. So, nou is my vraag, en ek vra dit vir almal, want baie mense sal sê, jy weet nie wat in Openbaring 6 aangaan nie. Hoe kan jy nou dit en dit sê? Hoe kan jy sê dis die koning van die noorde en die koning van die suide? Dan sê ek maar, Daniël 11 praat van hierdie groot oorlog wat gaan kom. Tussen die koning van die noorde en die koning van die suide. Waar praat die Bybel ooit weer daaroor? Waar? En die antwoord is in Openbaring 6. So as hierdie oorlog so belangrik is, want hy sê, en hy sal sy hand uitsteek teen die lande, ook Egipteland sal nie vrykom nie. Egipteland is te doen met Afrika. En hy sal mag hê oor die skatte en goud en silwer, oor al die kosbarehede van Egipte, dis Afrika, terwyl die Libiërs en die Kusiete sy voetstappe volg, maar gerugte uit die ooste en die noorde sal hom verskrik. Daarom sal hy met groot woede uittrek en baie mense verdelg en met die banvloek tref. Banvloek tref is, wat is dit? Dis wanneer jy mense verbrand. En hoe doen jy dit? Met atoombomme. Reg. En hy sal sy paleistente opstaan. Nou, okay, so hy praat hier van 'n baie benoude tyd. Hy sê, in die tyd, hy sê, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het van het 'n volk bestaan het tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Right. Daar staan nie, in die tyd sal almal gered word, almal wat se naam in die boek van die lewe staan nie. Daar praat, in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat se naam, elkeen van jou volk wat se naam in die boek van die lewe is. Ou moet maar net mooi gaan lees. Reg, daar staan nie redding van almal nie, daar's redding van die volk, want hulle naam is in die boek. Reg, maar, dit is wat oor Openbaring 6 gaan. En Openbaring 13 beskryf vir ons iets wat in die toekoms tot stand gaan kom. En ek gaan dit vir julle gou weer lees, dat julle verstaan,
en dan het ons nog so 'n paar minute oor, dan kan ons oorgaan na die res van die oorloë wat by hierdie ding verband hou, by hierdie oorlog verband hou. En as ons hier in Openbaring 13 lees, dan lees ons, hy praat van 'n dier, hy sê hierdie dier, behalwe dat hy nou die 7 koppe, eintlik 8 koppe het, hierdie dier lyk soos 'n luiperd, en sy pote is soos die van 'n beer, en sy bek is soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en sy groot mag. Hierdie dier wat hy hierso sien, is self die 8ste kop, hy sê dit, self die 8ste kop, reg? So, hy lyk soos 'n luiperd. Nou, as jy nie weet nie, die luiperd is Brittanje, goed, die beer is Rusland, en die leeu met die arendvlerke was gewoonlik die VSA. Dit staan daar in Daniël 7 en dit word al die jare nog verkeerd geïnterpreteer. Ek gaan nou weer vir jou sê, Daniël het nie 5 koninkryke nie. Daniël het 8 koninkryke. So jy moet 8 koninkryke gaan uithaal, daar in Daniël. Jy moet dit kan doen, reg? Want hierdie dier word dan nou so duidelik beskryf. So waar is sy tweede getuie? Wel in Daniël, reg? So almal sê wel, die leeu met die arendvlerke is weer Babylon, en die Mede en die Perse is nou die luiperd, of die beer, of wat ook al, en dan sê hulle, ja, en die Grieke was nou die luiperd. Nee. Daai 4 koninkryke wat genoem word in die Daniël 7 uitleg, is te doen met VSA, Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke en Brittanje. En interessant, ek het dit nooit geweet nie. Toe Charles koning geword het, toe hy sy seël laat maak, het jy geweet die seël van die Britse koning is 'n luiperd? Ek het nie geweet nie, ek het dit nou die dag vir die eerste keer agtergekom. Reg, die beer is Rusland. Die Russe is ook genoem op 'n stadium die groot rooi beer. Dit was so in slotprente. So die Bybel is baie akkuraat. En uit die bek van 'n leeu. So, nou dit het baie keer te doen met wetgewing en so aan. Maar die leeu met die arendvlerke was altyd die VSA. En ons sien hier 'n kombinasie wat by mekaar kom. En dit het baie te doen met die VN. Want hierdie 3 nasies sit in die VN, daai hoofraad van hulle, waar hulle alles besluit. Die Russe, die Britte, die VSA, ek is nie seker wie sit nog daar nie, maar hulle is almal deel van hierdie VN, ek dink hulle noem hulle die Veiligheidsraad, waar daar 'n aantal nasies sit. Maar wat hierdie beeld interessant maak, is dat hierdie 7 koppe het nie krone nie. Die 10 horings het krone. Reg. En wanneer ons in Openbaring 12 lees, reg, dan lees ons van presies dieselfde dier. Hy praat van 'n draak, hy sê, daar's 'n draak wat in die hemel verskyn, 'n groot vuurrooi draak, 7 koppe, 10 horings, en op sy koppe is 7 krone. So hy lyk dieselfde min of meer as hierdie ene, maar die koppe het hierdie kant krone, en die kant het die horingskrone. So, wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, hierdie beeld wat hy hier vir jou wys op 'n tydperk in die toekoms, waar die krag en die mag gegee word as 'n heerskappy aan hierdie 10 nasies. Hulle sal die krone dra. En wie is hulle? Hulle is almal deel van die 8ste kop. Die 8ste kop sal op 'n stadium oor hulle heers. En hy verduidelik hulle mooi. Hy sê hierdie 8ste kop, en die 10 horings wat jy op die dier sien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Nou dit is die Joodse staat. Daar's baie mense wat sê, dit kan nie die Joodse staat wees nie, dit is die VSA. Wat ek vir jou sê, as die VSA met vuur verbrand word, dan sal daar van die Joodse staat ook niks oorbly nie. Want die Joodse staat en die VSA in Brittanje is Siamese twins. Hulle is 'n drieling wat so aan mekaar sit. Een lyf met 3 koppe. So, die Joodse staat sal nie behoue bly in hierdie tyd nie. Ek is nou jammer om dit vir jou te sê. Nou is die feit dat Openbaring 11 vir jou sê, die groot stad is die plek waar ons Here gekruisig is. Maar hierdie 10 horings, luister mooi, wat sal hierdie 10 horings doen?
hierdie 10 horings sal iewers in die toekoms teen die lam oorlog voer. So waar gaan hy teen die lam oorlog voer? Wel, ons lees dit hier in Openbaring 19, praat hy van, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Reg. So hy sê dat iewers in die toekoms, nadat hulle die hoer op die dier, die Joodse staat vernietig het met vuur, sal hierdie nasie steeds bly bestaan, hierdie 10 horings, en hulle sal optrek teen die lam. So hy sê dit vir jou. En dis nie een oorlog nie, dis 2 verskillende oorloë. En ek gaan dit nou vir jou wys. En soos ek sê, ons gaan nie klaarmaak nie, maar ek sal weer daaroor praat. As ek genoeg moed het, dan sal ek môreoggend daaroor praat. Reg. Hierdie Openbaring 6, waar die koning van die noorde en die koning van die suide teen mekaar optrek, is dan die 3de wêreldoorlog. En ons is sterk op pad na die 3de wêreldoorlog. NAVO verduidelik vir sy mense op 'n gereelde basis. Die Duitsers is nou die dag gesê, julle moet ekstra kos en water bymekaar maak, want hier kom groot drama en ons verwag die Russe gaan ons inval. Daar's in hierdie week is daar deur die Britse regering aan die Britte gesê, julle moet julle gereed maak, want hier kom 'n oorlog met Rusland, julle moet kos opgaar en medisyne en water, want ons verwag groot drama met Rusland. So is hulle besig om hulle mense te program vir 'n oorlog wat kom? Yes, dit kom. Natuurlik. In so 'n mate is daar gesê dat die Britte het nou die dag vir hulle mense gesê, toe hulle vir die Britse generaal vra, die hoof van die veiligheidsmagte, vra hulle vir hom, is jy gereed vir 'n oorlog teen Rusland saam met NAVO? Toe sê hy, nee, ons is onmiddellik daar, ons kan onmiddellik die ding doen. Ons is daar vir julle. Hulle het maar 'n weermag van 70.000, die Russe het 'n weermag van oor die 1,3 miljoen manne. So, hierdie oorlog is aan die koke, en hy sal stelselmatig ander lande intrek. Ons het nou gesien dat hierdie oorlog teen Iran voorgesit is. Dat die oorlog van Oekraïne teen Rusland is 'n proxy war. Wat is 'n proxy war? Dis wanneer ek nie self my oorlog veg nie, ek gebruik 'n ander land se manne om die oorlog te veg. En 'n proxy war is 'n kenmerk van hierdie 3de wêreldoorlog aktiwiteite wat ons dan gesien het die laaste 10-15 jaar aan die gang kom. Dit is hoekom Rusland sowel as die VSA swart weermagte oplei. En is iets wat voorspel is. Reg. So dis iets wat aan die komme is. Die Oekraïense weermag is sedert 2015-2016 opgelei deur NAVO-magte en Britse magte om 'n oorlog teen Rusland te kan veg. En hulle het Rusland uitgelok tot hierdie oorlog deurdat hulle die Russiese burgers in Donbass en Luhansk en al daai area, daar so 4 provinsies wat teen die Russiese grens gelê het, deurdat hulle daai mense op groot skaal begin vermoor het. Daai een Oekraïense president voor Zelensky het gesê, hy het gesê, julle kleuters sal groot word in die basements. Ons kleuters sal skool gaan. Hoekom is die kinders in die basements? Want hulle is besig om daar bomme te skiet en mortiere te skiet op daai Russiese aantal mense daar. En hulle het hulle begin uitmoor, daar's massagrafte gevind. Totdat daai mense gesê het, ons het genoeg gehad, ons wil teruggaan, Rusland moet ons insluk, ons is besig, ons wil cesseer. Toe sê Rusland vir hulle hou 'n verkiesing. Toe hou hulle verkiesing, toe stem daai mense vir Russiese, dat hulle deel raak van Rusland, en wat gebeur toe? Die volgende keer wat die bomme toe val van die Oekraïne af, op hulle eie burgers, ons praat van hulle eie burgers, reg, hulle broers, wat gebeur toe? Toe sê die Russe wel, hierdie is ons grondgebied, toe rol die tanks in, reg, en so het ons dat NAVO Rusland ingetrek het by hierdie oorlog, reg, en hulle gebruik die Oekraïense manne, daar's meer as 600.000 al dood, as kanonvoer in hierdie oorlog. En Brittanje gaan dieselfde met Suid-Afrika doen, hulle gaan die Suid-Afrikaanse manne gebruik vir kanonvoer, so wanneer hierdie oorlog vererger en hulle mannekrag nodig het. Teen daai tyd is ons 'n Britse kolonie. Moenie my glo nie. Asseblief moenie my glo nie. Luister wat ek sê en dan kyk jy hoe speel dit uit. Dan sal ons kyk. Die werklikheid sal ons nou sê, was ek reg of was ek verkeerd? Is ek vals of het ek nou ware inligting gegee? Is interessant dat die mense alles glo wat SABC News vir hulle sê en CNN.
Maar wanneer ons hierdie inligting begin praat, en hierdie inligting wat ek jou vandag gee, gaan jy nêrens kry nie. Bring vir my die predikant wat hierdie inligting, die pastoor, bring, ek wil weet wat 'n predikant, 'n pastoor praat hierdie inligting met hulle mense. Bring dit. As jy so iemand het, wat hierdie goed met julle bespreek, gee vir my sy naam en sy van, ek sal graag met hom wil gesels. Het is altyd lekker om met iemand te gesels, wat hierdie waarheid ken en dit vir sy gemeente en sy skape gee. Maar jy hoor dit nêrens nie. Dis net ek wat hieroor praat. Nie ek en 'n paar ander, maar ek is een van die min wat vir jou hierdie inligting so uitlê. Ek het gaan soek dat mense sulke inligting uitlê op YouTube, want dan kan ek dit mos net oorgooi vir my groepe. Ouens, hier's 'n baie oulike video, hierdie persoon praat so nice oor hierdie derde wêreldoorlog en waar dit vandaan kom en hoekom dit gebeur en waar dit in die Bybel is. En ek het gaan soek. Ek kon dit nie kry nie. So, toe moes ek nou self begin lees en self verstaan en self verduidelik. Nou kom ons terug. So hier kom 'n oorlog en hiermee gaan ek afsluit. En hierdie oorlog eindig so. Hy praat van hierdie oorlog het hy gesien. Hy sê daar's 'n swart perd wat hongersnood is en 'n vaal perd wat eintlik 'n groen perd is. En dan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Nou ja, so wat sê hy? Hy sê hier kom 'n verskriklike oorlog. Baie mense gaan sterf. En dan praat hy praat nêrens hier van 'n wederkoms, hy praat nie van 'n wegraping nie. Inteendeel, hy sê dat mense nog gaan sterf terwille van die woord van God en die getuienis, hoe hulle nog gedood gaan word. Ja, en dan gaan hy verder, dan sê hy hier by vers 13, 14, 15 en 16, dan praat hy van iets wat van buite afkom, die 6de seël, 'n groot aardbewing, sterre van die hemel wat op die aarde val, die hemele wat wegwyk, berge en eilande word uit hulle plekke uit versit. En dit is so 'n groot kataklisme, en ek het al hieroor gepraat, gaan kyk my ander video's, dat die konings van die aarde, die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense, het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die rotse en die berge gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en van die toren vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Nou vra ek vir jou, klink dit vir jou soos Jesus wat kom op die wolke saam met sy engele en nou gaan hy 'n oorlog veg? Nee. So, wat ons hierso sien in Openbaring 6 is die groot Magog-oorlog, Gog en Magog-oorlog van Esegiel 39. En Esegiel 39 en Esegiel 38 is nie een profesie nie. Asseblief mense, gaan lees met aandag, dis nie een profesie nie. Dis 2000 jaar uit mekaar uit. Ek sal dit tog maar met julle nog behandel. Ek het dit my groepe behandel is op audio as jy dit wil hê. As jy ongeduldig is vir 'n video. En so, nou wil ek net terug gaan na Openbaring 19 toe. Openbaring 19 sê vir ons, die diere en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet. So, hier sien ons 'n verskriklike oorlog. En die Bybel sê vir ons in Openbaring 7, hierdie 10 nasies sal teen die lam optrek en die lam sal hulle verslaan. Goed. En weet jy, wanneer lees ons weer van so 'n opmars? Ons lees hier van dit in Openbaring 20, na die 1000-jarige vrederyk. Lees ons van, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog. Wie is hulle? Die Gog en die Magog. Wie is hulle? Die 10 nasies, daai 10 nasies, om hulle te versamel vir 'n oorlog. So, hier in Openbaring 20 is weer sprake van 'n oorlog. Openbaring 19 is sprake van 'n oorlog. Openbaring 6 is 'n oorlog, maar hy eindig nie met 'n wederkoms nie. Hy eindig met 'n verwoesting van die aarde, want almal gaan kruip weg. So nou moet 'n ou jouself vra, is die Openbaring 6 oorlog dieselfde as die Openbaring 19 oorlog? Nee, is logies. Is die Openbaring 6 oorlog dieselfde as die Openbaring 17 oorlog? Ja. So in die Openbaring 17 oorlog sien ons hoe die 10 nasies
by mekaar kom. Dit wil sê, in hierdie derde wêreldoorlog, wat ons hier lees, van die koning van die noorde en die koning van die suide, die wit perd en die rooi perd, in hierdie tyd, wat hierdie nasies teenoor mekaar kom, sien ons die geboorte van die 10 nasie koninkryk. Die Gog en Magog, wat iewers in die toekoms teen die lam sal veg, en die lam sal hulle verslaan. En ons sien dat hierdie 10 nasies in hierdie Openbaring 6 tydperk, voor hierdie verwoesting van die aarde plaasvind, voor hulle almal hardloop vir die bankers, sal hier 10 nasies opstaan, en wie verslaan? Babylon? Wie is Babylon? Dis die Joodse staat. Kom ons sê, hierdie 10 nasies wat opstaan, sal nou Amerika verwoes. Nou dis logies, ons weet mos die BRICS nasies, hierdie Rusland nasie, gaan die VSA verpletter, gaan Brittanje verpletter, gaan Europa verwoes. Dis logies, want dit is waar al die ander oorloë was. Die verskil is, dit was nou net in die VSA nie, maar die Russe het vir die VSA gesê, my maters, julle was nog elke keer nie betrokke by hierdie oorlog, die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog nie. Julle het op die kantlyn gesit, en geskree, en whatever, en wapens gestuur, maar wanneer die gevegte was julle nooit daar nie. Julle kom altyd so met die sterkant, dan kom julle in, dan wil julle nou deel wees. Die Russe sê dat 28 miljoen mense verloor tydens die Tweede Wêreldoorlog. 28 miljoen. So, Rusland het 'n baie hoë prys betaal. Nou ja, in die VSA was hierdie bomme in die VSA, het die atoombomme ontplof in die VSA? Nee, so waar dit ontplof. Wel, ons weet die VSA, ekskuus tog, ek wil net my laaier afhaal. Ons weet dat die VSA 2 burgerlike stede gaan bom het, Nagasaki en Hiroshima. Hulle wou 'n derde een ook bom. Die VSA is die enigste land in die wêreld wat nog altyd wat hierdie kernbomme gebruik het. So ek weet nie hoekom kla en moan en is hulle broeke so nat oor Iran nie. Maar hoe dit ook al sy, in hierdie oorlog sê die profete, en is baie logies, want die 7de kop is die VSA en die koning van die noorde in NAVO, sal so verwoes word, dat daai magsblok ophou om te bestaan. So wie neem by hulle oor? Die 8ste kop, en die 10 nasies, die Gog en die Magog nasies, en dis een van die redes, hoekom daar nie nou 'n wegraping of 'n wederkoms is nie, want ons wag vir die 8ste kop om te kom regeer. En daaroor sal ek dan met julle praat volgende keer, en ek gaan julle, miskien moet ek gou terwyl ek kans het, wag, ek sal dit vir volgende keer vat, anders hardloop ons te lank, ons is oor 'n uur. Hierdie derde wêreldoorlog gaan 'n totale verwoesting veroorsaak van Europa, Brittanje, Kanada, VSA, selfs hier in Suid-Afrika, totale verwoestings wêreldwyd, Australië, Nieu-Seeland, niemand sal hierdie oorlog ontkom nie. Almal gaan hom deurgaan. So as jy dink jy gaan voor die tyd weggeraap word, dan het ek vir jou slegte nuus. Jy staan in die derde wêreldoorlog, so miskien moet jy gaan vra, waar is die wegraping, aangesien dit reeds begin het. En dan praat ek nou nie eers dat hy eindig met die verwoesting van die aarde nie, hy eindig met 'n baie groot aardbewing, en die son het geword soos hare gesak, en die maan het geword soos bloed. Nou dit is wanneer daar baie onsuiverhede in die lug is, dan kry ons dit. So iets het die aarde getref, naamlik 'n baie groot meteoriet. En dit veroorsaak dat al die vulkane aan die ontploffen raak, groot aardbewings, modderstortings, skeure, tsunamies sal oor die aarde rol. So die aarde sal vir dae, weke lank vibreer. En aardbewing sal hardloop, heen en weer. En dit is hoekom hierdie ryk mense en die elites vir hulle hierdie massiewe bankers gaan bou het. Sodat hulle self kan gaan wegsteek wanneer hierdie dinge, hierdie toren van die lam oor die aarde kom. So, 'n ou moet jouself die vraag vra, is hier 'n wederkoms? Nee. Is hier 'n wegraping? Ook nie. Ons sien dat dan baie mense hulle self gaan wegsteek in die spilonke.
en sê, ons is bang vir hierdie ding wat oor die aarde kom. So, wanneer sal die nasies dan nou optrek teen die lam? Wel, wanneer daar 'n herstel plaasgevind het, wanneer hierdie nasies weer by mekaar gekom het, wanneer hulle magsbasis by mekaar gebring het, wanneer hulle wapens begin maak het, wanneer hulle ekonomiese stelsel opgerig het, dan sal ons sien in die verre toekoms hoe ons 'n Openbaring 19 oorlog gaan hê. En as jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy van hierdie openbaring niks nie. En ek weet baie mense klou vas aan hierdie wegraping, want hy sien nie kans vir dit wat kom nie. Maar ek moet jou inlig, dit kom nie. Daar's nie 'n wegraping. So, jy moet nou verstaan, jy moet gereed maak daarvoor. En as jy verwag dat jy gaan sterf in hierdie tyd, dan moet jy in elk geval sorg dat jou saak reg is. So, irrelevant, watter kant toe dit gaan, jou saak moet in elk geval reg wees met Jesus Christus. Gaan dink maar daaroor. Maar hier's baie mense wat dit gaan oorleef. Daar's mense wat die Tweede Wêreldoorlog oorleef het. Ons weet daar gaan mense oorleef, want daar is 10 nasies wat gaan oorleef, wat op die einde opstaan teen die lam. So die idee dat alles so verwoes is, en niks is daar oor nie, en niemand is hier nie, is net die kokkerotte wat oorbly, dit is ook 'n totale mistasting. Ons sien 'n derde wêreldoorlog, en dit het baie te doen met die val van die populasie wêreldwyd, maar veral van die blankes. Ek het gesien dat Annie wat so baie praat oor, ek het nou haar naam, Jacobson, ek dink haar van is Annie Jacobson. Sy skryf baie boeke, jy kan bietjie gaan soek na haar, sy praat baie interessant op podcast. Sy sê, na so 'n kernoorlog, is die skatting dat 5 biljoen mense sal sterf, of tydens so 'n kernoorlog, of onmiddellik daarna, as gevolg van tekort aan kos en water, en medisyne en so aan. En nou sê hy vir my, hy gaan die live eindig, jy net kans dat ek toch nou net hierdie dingetjie op sy plek sit. Daar is hy. Oh man. Weet jy, nou maak het vir mens moeilik. Ok, reg. Goed. Daar is hy. Skus. So, dis wat Annie Jacobson sê. En dit gaan juis, die oorlog sal nie geveg word oor die Suidpool nie. Die oorlog word geveg oor die Noordpool, oor die Europese lande, want het gaan hier oor die vermindering van die blankes wêreldwyd, maar het gaan daaroor om hierdie blanke lande wat tot stand gekom het, uit verlore stamme van Israel, soos God hulle beloof het. Abraham het vir Abraham gesê, jy gaan baie nasies word, en daar sal konings uit jou voortkom. Nou ja, daai hele bedeling kom nou tot 'n einde, met hierdie oorlog tussen die 7de kop, en die opkomende 10 nasies mag, wat op die ouene die 10 nasies mag, die Gog en die Magog nasies sal word. Daai opkoms gaan 'n totale verwoesting veroorsaak van Europa. Natuurlik die Joodse staat ook, ek meen ons lees dit in Openbaring 17. So, maar dit sal 'n totale verwoesting veroorsaak. En Europa sal oorgeneem word deur sy islamitiese en nie blanke Afrikaane bevolking. Dieselfde met Brittanje, dieselfde met Kanada, dieselfde met die VSA wat klaar oorstroom is deur Suid-Amerikaners en Islamiete en wie ook al daar almal gaan vergader. En hierdie magsblok wat blanke lande oor 'n baie lang tydperk gehad het, dit kom tot 'n einde. Selfde met Australië, Nieu-Seeland, Kanada. En die enigste blanke land wat oorbly in hierdie hele tydperk is Suider-Afrika. Dit is waar die verlossing sal plaasvind. Dit is waar die redding en die ontkoming sal plaasvind. Dit is waar God Israel gaan vergader. Maar ek sal daaroor praat dan in 'n volgende keer, dan bring ek maar 'n bietjie Esegiel 39 vir julle in. Nou ja, baie dankie. Ek hoop julle het lekker geluister. Ek sit gou die comments aan vir die wat dalk nou iets nog wou gesê het of vra het om te aanvra. Dit kan ons gou doen. Reg, my hond is honger, ouens. Ek werk hier uit die 3353 vertaling uit. Die gewone ou swart Bybeltjie. Reg. So hierdie inligting wat ek nou vir jou gee is 'n openbaring. Gaan lees hom oor en oor tot hy vir jou begin klik. Right, dankie Dykes. Right, ouens vra? Vra? Ja, ek is bly julle verstaan, en dit is goed. Hoekom glo baie in die rapture?
want daar is vir hulle verduidelik, die kerke het 'n free pass, hulle hoef nie te worry nie. As jy, ek verstaan nie as jy sê, is ons gedoem as ons voorsaat is van ander lande nie. Ja, Susanna, ek is jammer, daar is nie 'n wegraping nie. Ek weet nie wanneer gaan julle dit agterkom nie, miskien wanneer julle op 'n klip sit, iewers onder 'n boom, en besef, God se engele het julle nie kom haal nie. Die swartes in Suid-Afrika word baie duidelik voorspel, vlug Europa toe, vlug VSA toe. Dit raak so sleg in Suid-Afrika, dat hulle ophardloop in Afrika en Europa toe gaan. Ja, as die draft kom, moet 'n ouma sorg dat jy in die Noord-Kaap kom, daar sy. Die man se redding is nie die draft nie, die man se redding is om te gaan wegkruip. Soos wat ons maar gedoen het met die rebellie ook. Waar pas die bruines in? Die bruines het 'n probleem, want die swartes het net so min respek vir die bruines as vir die wites. En wanneer hierdie revolusie in Suid-Afrika tot in plek kom, want kyk, hulle moet Suid-Afrika oorgooi na 'n NAVO-land toe. So hulle moet die ANC-regering lig, want die ANC-regering is pro-BRICS en pro-Iran. As jou voorsate is dan nou blank is. So, jy kom uit die blanke voorsate uit, en hierdie blanke Duits-Skots en Frans, en daardie blankes is almal Israeliete. Wat is my WhatsApp-groepe? Ek het WhatsApp-groepe, Tolly. Ek het 11 van hulle, wat ek bedien met lering elke naweek. Groepnommer, okay, kry so lank 'n pen en papier, en dan gaan ek hom vir julle gee. Ek weet nie van, ek het al gehoor as ou militêre goed wat weggesteek is, maar ek weet van dit nie veel nie. Mense hoor ook maar baie stories. So, ek was nie daai tyd in die militêr nie, ek was 'n student daai tyd. Toe Suid-Afrika oorgegaan het na 'n swart regering toe. Ek wou nog gepraat het oor die bruines. Die bruines moet iets mooi verstaan. Die MI6 en die VSA gaan hierdie regering omverwerk, deur op voetsoolvlak so baie moeilikheid te maak, dat die swartes hulle eie regering lig. Die 144.000 is die bruid, en hulle is almal Israeliete. En daar is geen wegraping daar nie. Inteendeel, dis die mense wat oorbly, God het hulle uitgekies, hy het hulle gemerk, en hulle oorleef die groot verdrukking, hulle oorleef die Derde Wêreldoorlog, en God herstel daai Israel hier in Suid-Afrika. Johanna Brandt was 'n ware profeet. Hoe word die groepe beskerm, totdat sekere mense nie informasie kry nie? Jy kan nie dit doen op WhatsApp nie. Op die WhatsApp is daar nie metode om die lede te beskerm nie. Op Telegram beskerm ons die lede, want daar kan ek hulle toemaak. So die ouens kan net sien, maar hier is die aantal admins, maar ons kan dit nie doen op WhatsApp nie. Daar is baie, nee, die bruin is, hoe gaan hulle saam met die blankes werk? Hoe sal dit nou wees? Ons kan nie nog na hulle omsien nie. Die bruines moet na hulle self omsien. In 94, toe hulle saam met die blankes moet staan, toe skree hulle vir 'n swart regering. So ja, hulle moet maar met die swart regering onderhandel. Ja. Sy gesê die man wat in die boerevolk gaan, ek weet nie van dit nie, Philadelphia. Jerusalem is 'n volk. Jerusalem is nie 'n plek nie. So wanneer die Bybel praat van Jerusalem en die profete, praat hy nie van 'n plek nie. Ek het daaroor 'n lering gegee. So ja, hoe dit ook al sy, die bruines moet maar kyk met wie hulle alliansies gaan maak, maar dit kan nie ons wees nie. Daar's baie mense wat gaan sê, kom ons sesseer die Kaap, want kyk hoe lyk dit in die res van die land, en ons gaan nou sesseer, en ons gaan saam met die bruines en die baie Jode daar, gaan ons nou 'n ding doen. God sê dit sal nie slaag nie. Ek is albei, Lisa. Ek is albei. So, take it or leave it. Here. Pieter van As. Wat moet 'n mens maak met 'n ou wat so 'n opmerking skryf? Sê bietjie vir my. Die bruid gaan na geestelike Jerusalem. Ja, die geestelike Jerusalem is nie, ek weet of jy presies verstaan wat dit is nie. Weet jy wat is 'n geestelike Jerusalem? 'n Fisiese Jerusalem moet gestig word, naamlik die herstel van Israel. So die 12, die oorblyfsel van Israel moet vergader word. En dan wat doen God?
Hy kom sit sy geestelike krag en mag oor hulle. Hy trek sy tent oor hulle en hy beskerm hulle. Die skrif sê net Israel gaan hemel. Toe as jy nie Israeliet is nie, sê jy nie ingaan daar by die 12 poorte van Jerusalem nie. So gaan lees om daar. Ja, ek hoor jou. Reg, Lisa, my Bybel sê, daar in Deuteronomium 23, geen baster mag kom in die vergadering van die Almagtige nie. En ek is 'n Israeliet, so ja. Israel is die blanke nasies van die wêreld. Nou ja, hier's ouens wat nie mooi verstaan hoe werk dit nie. Ek sê altyd, julle moet die wit mense en die wit mense Bybel los. Dis nie vir julle nie. Los die wit mense se Bybel. Israel is nie 'n plek nie, Israel is 'n volk. Daar sien. Poppie, hierdie klomp bruinis in die Kaap, gaan hulle Ali sien met die klomp Jode wat besig is om in te stroom daar. So die Jode sal nie die mag van die Kaap uit hulle hande uit laat gaan nie. So, dit sal nie beter gaan vir die bruinis in die Kaap nie. Na is die feit dat God 'n groot verwoesting bring oor die Suid-Kaap en oor Kaapstad. So hulle sal nog dink, hulle maak sesserings en hulle sit in die parlement, dan is hulle weg. Lisa, ek groet jou. Jesus, vir jou, ek voel 'n ou moet leer deur ervaring. Jy moet ook leer deur ervaring. Hê 'n lekker lewe. Daar is 'n fisiese herstel van Israel, François. 'n fisiese herstel, moet ek dit vir jou lees? Moet ek dit vir jou lees? Gaan lees 'n bietjie Daniël 7. Gaan lees die beeld van Daniël mooi. So ja, maar dit sal ek dan volgende keer hanteer. Ouens, mooi bly. Ek is bly ek het hierdie een gemaak, dan kan ek hom aflaai, en dan kan ek hom daar gaan sit, en my hond is honger. Sy het al kom vra. Ek groet julle. My hoenders ook. Nou, Here. As die meide vir jou begin verduidelik hoe werk dinge. Right. Goed. Nommer 064 699 6976. Truth seeker, daar gaan baie blanke sterf. So ja. Die Jood sukkel nie om die boer te regeer, die Philadelphian. Die Jood regeer die boer die laaste 35 jaar. So, 30 jaar. So, en die blanke laat dit toe. Solank as wat hulle in die kerke sit, is dit verby. 064 699 6976. 064 699 6976. Ek moet nog gaan, ja, ek hoor wat jy sê. Ek verstaan wat jy sê. Mense, die verandering moet kom en dit moet kom en klaar kry, want so kan ons nie aangaan nie. Ek gaan kyk of ek môre weer kan praat, as ek moed het en ek het nie keel seer.